Besef jy dat die duiwel soek jou? Hy soek om jou te vernietig. Hy het een plan en dis om te vernietig. En dan kan ek ongelukkig sê, ek ken 'n klomp mense wat se lewe vernietig is, wat dit glad nie goed gaan met hulle. En dan wonder ek hoekom? Want die duiwel het dit reg gekry om binne in hulle hart te kom, om 'n ding binne in hulle hart te sit, en God is nie meer daar nie. Hulle kan godsdienstig wees, so nou en dan kerk toe kom, hulle lyk alright, ons is Afrikaners, ons hou party, ons lyk alright, goeie mense, maar sy hart is verkeerd. En dis wat die Here kom en hy help ons, het gee ons 'n opdrag, help ons om deur 'n opdrag te gee en sê, bewaak jou hart, pas jou hart op. Dis die kosbaarste ding wat jy het. Die hartseer is, ons wil altyd iemand anderste die skuld gee. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou hart. Die Here sê meer as enigiets anderste, bewaar jou hart, want hier begin die lewe. Nou, Psalm, dan bid Dawid, dan sê Dawid, Here, gee my 'n rein hart. Hy sê, ek het gesondig, maar gee my 'n rein hart, Psalm 51. En dan wonder ek, Here, hoe? Ek moet toelaat dat die Here in my hart inkom. Net soos wat jy toelaat dat die duiwel in jou hart kom. Net soos wat jy toelaat dat bitterheid en haat en ongelukkigheid en woede en ek kan nie vergewe nie. Daai sterk man in jou hart kom wat jou hele lewe bepaal. Net so moet jy God toelaat in jou hart. En hier is die sleutel. Hier is die hoe. Kom ek wys jou. Lukas 22 vers 31. Dan sê Jesus vir Petrus, Simon, Simon, het Jesus gesê, let op, Satan het God ernstig gevra dat hy julle soos koring kan sif, maar ek het vir jou gebid. Jesus het vir Simon gebid. Hy sê dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou medegelowiges ondersteun. Petrus sê toe, Here, luister, jy hoef nie te bid nie. Ek is alright. Ek is reg om saam met jou tronk toe te gaan, selfs die dood, ek is reg. En dan ken jy die storie, die Here sê, ag Petrus, voor jy in die hand kraai, gaan jy 3 keer verloon. En dis wat gebeur het. Jy weet, voordat hy gevange geneem is, gaan hulle Getsemane toe, net hierna, vers 40, kom Jesus op 'n sekere plek, en hy sê vir hulle, hou aan bid, dat julle nie in versoeking sal val nie, dat julle nie sal toegee vir versoeking nie. En dis die key, om die duiwel uit te hou, is om te bid. Ek kom agter, vandat ek baie meer erns maak om vroeg die oggend op te staan, in die kerk te wees en te bid, as ek agterkom, ek worry, as ek agterkom, hier's 'n ding in my, dan begin ek te bid. Ek bid, Here, as daar enige ding is wat binne in my is, wat nie van die Here is nie, haal dit uit. Dan vra, Here, help my, help my, laat ek nie in versoeking val nie. Jesus hy gaan bid, hy kom terug, hy kry hulle aan die slaap. Dan sê hy weer vir hulle, en hy sê toe vir hulle, waarom is julle aan die slaap? Staan op en bid, dat julle nie aan versoeking sal toegee nie. Nou, die manier om nie versoeking toe te gee nie, dat die duiwel nie in jou hart kom nie, is om te bid. Nou, as jy net 1 of 2 keer bid, as jy so nou en dan bid, as jy net Sondag bid, dink ek, maak jy die deur te wyd oop, dat die duiwel makliker kan inkom en jou lewe vernietig. Die Here wil hê, jy moet bid. Die Here wil hê, jy moet meer bid. Dit is so ernstig saak, dat die Here nou besig is, om vir jou te bid. Ek weet nie wat jy vandag doen nie, maar hy tref jou in. Hy bid vir jou, sodat die duiwel nie hou vas in jou lewe kry nie. Maar hy wil hê dat jy ook moet bid. Dat jy tyd moet maak en moet bid, sodat daar nie 'n verkeerde ding in jou hart kom nie. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie vir u genade en die liefde. En dankie dat ons op u kan vertrou. En ek bid vir elkeen van ons hierso, dat ons meer sal bid
en dat hy ons sal bewaar, ons hart sal bewaar, dat die duiwel ons nie kan vernietig nie. Ek bid dat ons kan bid. Ek bid vir elkeen dat hulle sal leer om te bid en aanhou bid, sodat die duiwel nie in hulle hart kom nie. Dankie vir u liefde in u naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.